Hallo almal. Hallo julle. Dit was nou onlangs George se verjaarsdag. Hy's nou mooi in sy 60's in. En ons het gedink om miskien net so bietjie weer dit op te tel. Verlede jaar met sy 60ste verjaarsdag het ons 'n bietjie gesels oor mylpale, oor wat hy nog vir homself vorentoe sien en wat vir hom belangrik is en miskien om net weer so bietjie te kyk na die jaar wat nou verby is. Miskien net dit kort maak en sê ek het toe al my mylpale bereik. Almal wat ek doen nou my 60ste jaar. Ek het dit toe nou bereik. Jy het dit nou gedoen. So wat nou gebeur is dat ek eintlik niks het om te doen vir die volgende Dis dekade. wat gebeur. Hulle sê dis hoekom mense maar op 60 dan nou aftree. Dis wat gebeur as mens vasbeslote is. Ons is bly hy het nou nog nie sy humorsin verloor nie. Wat het jy verloor? My hare, maar dit was al lank voor 60. Maar wat dink jy, wat is, jy weet, soos wat mense ouer word, is daar goed wat jy besef? My naïwiteit. Ja, waaroor was jy naïef? Dat mense regtig probeer om verander te help en goed te wees. Party mense is regtig baie selfgesentreerd. En is nie so daarop uit nie. Maar ek dink is 'n bietjie oordrewe. Ek dink hopelik is daar nog 'n bietjie 'n goeie skoot naïwiteit wat ek wel behou het. Is jy bietjie ontnigter met mense? Nee, eintlik om doodeerlik te wees, ek praat nou sommer nou so tong in die kies wanneer ek praat van naïwiteit. Eintlik moet ek sê na die ander kant toe. Soos wat die jare aangestap het, is ek aangenaam verras deur mense. Op uitsondering na het 'n mens mense teëgekom wat regtig daarop uit was om ander in te doen of te na te kom of so, maar dit is regtig. Oor die algemeen, ek weet nie, mense doen edel dapper dinge. En hulle bedoel dit baie selde regtig sleg met Ja, regtig. Ja. Hulle doen hulle bes. Ja. Ja. Ja, so nou in hierdie jy lyk regtig ongemaklik oor hierdie praatjie, maar kom ons kyk waar gaan dit. Hy het eintlik gesê verras my met die vrae, so ek probeer hard. Maar ja, so in hierdie jaar, wat is vir jou uitgestaan? Wat was vir jou besonders? Ek dink dit was baie lekker, dit het voortgevloei uit die vorige verjaardag. Wat uitgestaan het is dat ons die lang reis aangepak het, Kaap toe, so met ander woorde ons het gereis, binnelands met daardie oorbly in die Karoo en teruggekom het. Dit was vir my lekker. Ons was 'n paar keer wat ons aanbiedings gaan doen het op ander plekke, wat ons ook gereis het. Dit was lekker. Ek sou graag bietjie meer wil reis. Dit bly altyd baie lekker as ons saam reis en nuwe dinge beleef. Ek dink wat die retreathuis het in 'n groter mate tot sy reg gekom. Dit is besig om op te tel en dit is baie verrykend om die retreat saam met mense te beleef. So dit was baie goed. En hierdie jaar was ek in 'n nog groter mate by die geestelike begeleiding opleiding besig in Pretoria. So dit was ook vir my baie goed en bevredigend. So daar het 'n hele paar dinge gebeur. Wat is daar nou, jy het nog gesê jy het al jou mylpale bereik, maar ek dink jy is nie heeltemal eerlik nie. Nee. Wat is daar wat jy nou regtig voel definitief moet aandag kry? Skryfwerk. En
ek dink ek wil meer by beeldhou uitkom en ek wil meer aandag gee aan hoe sou 'n mens dit omskryf? Teken. Ek weet nie, ek voel nie so 'n sterk drang om te skilder nie, maar om te teken. So nogal sterk op die kreatiewe. Baie sterk op die Dat kreatiewe. dit 'n groter rol speel. Omdat ek al hoe meer besef hoe belangrik die kreatiwiteit is. Ek weet nie of ek kan sê dat ek baie gelukkig is in die opsig dat ek lief is vir kuns en so aan en dat 'n mens om daardie rede voel dat dit baie belangrik is nie, maar in ons werk kom ek agter dat die kreatiwiteit dit is 'n verskriklike onderskatte afdeling van ons menslike lewe. En hoe ons sien wat 'n invloed dit op mense se lewens het. Dit is en in 'n mens se eie lewe. Ja. Maar ook in ander mense se lewe. Ja. Nou in die onlangse verlede het ons dit spesifiek gesien. Waar iemand begin het om kreatief te wees en die radikale verskil wat dit tot gevolg gehad het. En net al hoe meer die besef dit is onlosmaaklik gekoppel aan mekaar, die spiritualiteit en die kreatiwiteit. As jy meer van die een wil weet, kyk na die ander ene. Dit is so skarperde. Hulle is absoluut soos wat 'n mens met die kreatiwiteit besig is, vir diepe mense se belewenis van God ook. Ja, en ek dink ons kan sê ons lewe eintlik relatief kreatiewe lewens in terme van die dinge waarmee ons besig is. Maar jy praat baie spesifiek van om dit in te bring in jou lewe in as 'n definitiewe ding waarmee jy besig is, persoonlik besig is. Dis reg. En ek dink die groot uitdaging is altyd in 'n lewe soos wat ons lewe, hoe? Ja, dit bly 'n uitdaging. Maar ek dink dit is soos die fisiese oefeninge. Ek het in hierdie jaar baie 'n sterker fokus om ook fisiese oefening te doen. Dis al daardie basiese dinge. En ek bedoel ek moet nogal 'n bietjie veranderinge aan my program aanbring. Ja, dit is nie net maklik nie. Dit vat dissipline. Vat iets van jou. Ja, maar wat 'n mens terugkry is meer as genoeg beloning. Dit beleef 'n mens ook. So ek dink 'n mens moet dit net op 'n manier inwerk. Al is dit bietjies op 'n slag. Ek dink so. Al begin 'n mens net ernstiger. Ek het byvoorbeeld nou onlangs het ek 'n app op my foon afgelaai. Om 'n eerlike waarheid te sê, ek het nou die naam vergeet. Maar elke dag stel hy 'n mens aan 'n nuwe skilder met 'n skildery bekend. Wow. En ek sê vir jou, ek kan nie wag om wakker te word nie. Jy gaan slaap om wakker te word om 'n nuwe skilder te kry. Ja. En dit is 'n verskeidenheid, kreatiwiteit. Daar's nie einde aan kreatiwiteit nie. Ja, dis ongelooflik. Die kleure, die style, die mediums, jy kan dit nie uitput nie. En dis dieselfde met spiritualiteit. Ja. Jy kan dit nie uitput nie. So ek dink dit is nogal 'n baie belangrike ding. Weet, ek dink as ek nou dit baie eenvoudig moet afbreek, waarby wil ek meer uitkom? Dan wil ek sê by die basiese. Okay, en die basiese is? Rus meer, oefen meer, gesels diep, wees kreatief, het een of ander spirituele dissipline of 'n oefening, verkieslik, het 'n hond of 'n kat, plant iets. Ja. En so jy sê, dit is wat jy ook, as ek nou vir jou vra, wat se raad, of wat se
wat se lewenswysheid in so 'n kort stukkie sou jy vir mense gee as hulle jou nou vra, as jy nou vir mense moet iets oordra van wat vir jou die belangrikste is, dan gaan dit ook dit wees. Ja, Kom by die basiese uit. kom by die basiese uit. En ek dink onderliggend aan dit alles, en daarmee vervleg, is dat 'n mens met 'n binnereis besig is, waarin jy aandag gee aan die wat kan ek sê, amper die heerskappy van die ego, wat 'n geweldige invloed op ons lewens het, om dit raak te sien, en om te besef dat dit ons nie help nie. En waar 'n mens dan 'n geestelike dissipline het, wat 'n mens help om van die dwang van die ego, om daarvan weg te kom. Want dis bevrydend. Dis bevrydend. Jy hoef nie op hierdie ouderdom, as ek meer oefen, ek dink daaraan om marathons te hardloop, maar ek weet ek kan, maar ek gaan nie vir Bruce Fordyce bang maak nie. Maar verstaan? Hy moet daarom ook van jou weet voor hy gaan bang wees. Ja. Nee, maar jy het niks te bewys nie. Jy niks. doen dit is lekker. Ja. Is daar nog enige vrae wat julle het vir George, laat weet maar. Dat was soveel as moontlikheid om my te tap. Dit sal baie interessant wees. Ja. En ek moet net sê, soos nou met die verjaardag ook, ek voel net so regtig bevoorreg en dankbaar oor die oorvloedige hoeveelheid wonderlike mense in my lewe. Dis regtig, dit is 'n groot vreugde en 'n geskenk. Baie, baie, baie groot. Dankie almal, ons praat weer volgende week. Tata. Tata.